Vandag is dag 3 van ons Pinkster en ek wil graag met julle deel in Handelinge 1 vers 4 tot 8 die gedeelte waar hulle van afwagting gegaan het na getuies toe. En in Handelinge 1:4 staan daar: en terwyl hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Nou, soos ons voorheen ook gesê het, in hierdie stadium het die disippels reeds Jesus se wonderwerke gesien. Hulle het reeds die kruisiging beleef en hulle het sy opstanding reeds aanskou. En hulle het reeds die opdrag ontvang om die wêreld te bereik. Maar nog steeds sê Jesus vir hulle moet wag. En dit voel eintlik vreemd, nê? As jy 'n opdrag het, jy het 'n taak in jou hart en dan sê die Here vir jou wag. Moenie nou al gaan nie. En maar hoekom sê hy vir hulle om te wag? So daar's 'n rede, nê? Want as daar werk is om te doen, dan wil ons nie wag nie, dan wil ons beweeg. Maar as ons dink aan die koninkryk en ons dink aan dat die koninkryk nie altyd werk soos wat die natuurlike of die vleeslike wêreld werk, of soos wat ons dink die wêreld moet werk nie, dan besef ons dat in die koninkryk is voorbereiding deel en net so belangrik. Met ander woorde, die voorbereiding van die getuie is net so belangrik soos die getuienis van die getuie. So jy kan nie 'n getuie wees mits jou hart nie reeds voorberei is nie. Nou, baie soek God se belofte, maar hulle soek nie noodwendig sy tyd van die belofte nie. En baie soek salwing van die Here af, maar hulle soek nie sy proses of sy manier om by die salwing uit te kom nie. En baie soek sy krag, maar hulle soek die krag sonder die vorming wat saam met die krag moet loop. En Pinkster leer ons dat wagtyd is nie verlore tyd nie. Dis nie tyd waar jy dit gemis het, dit wat die Here vir jou het nie. So wagtyd bou geloof. God werk selfs wanneer niks sigbaar is nie, wanneer ons nie kan sien nie, wanneer ons nie weet wat op pad is nie, en ons weet glad nie wat vir ons voorlê nie. En in ons vlees is dit moeilik. In ons vlees is dit moeilik om te dink dat ek nou 'n tyd van wag ingaan, of ek is in 'n tyd van wag en het die Here van my vergeet. Dink hy nog aan my of is daar nog 'n plan wat hy met my het? En die disippels het nie geweet nie. Hulle het nie geweet hoe sou Heilige Gees kom nie. Hulle het nie geweet wanneer sou hy kom nie. Of hoe dit sou gelyk het nie. Hulle het nie geweet nie. Jesus het net vir hulle gesê wag. En hulle moes eenvoudig vertrou. En so moet ek en jy ook eenvoudig net vertrou. Ons moet ons harte vir die Here gee en ons verwagting van hom afkry. Ons kan dit nie kry soos wat ons dit wil hê nie. Ons moet gerus wees dat hy dit vir ons sal gee, soos wat hy dit wil gee. In Hebreërs 11 vers 1 staan daar: geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Wag vereis dat jy moet leer om God te vertrou sonder onmiddellike antwoorde. In wagtye vorm hy jou geloof en hy suiwer jou hart en hy leer jou om hom te vertrou. Nou, Abraham was 'n goeie voorbeeld hiervan, want in Romeine 4:20 en 21 lees ons dat Abraham moes wag op God se belofte. En die wagtyd is nie, God is nie afwesig tydens die wagtyd. Dis nie 'n tydperk waar God jou alleen los en jou van jou vergeet het nie. Inteendeel, dis 'n kritiese deel van God se voorbereiding vir jou, vir sy belofte vir jou. En baie kere dink ons dat wanneer ek nie iets sien gebeur nie, dan is God seker nie besig om iets te doen nie. Maar dikwels werk God in die diepste plekke wanneer ons wag en wanneer ons nie kan sien nie. So vandag wag ons dalk van ons wag vir 'n deurbraak, en ander wag vir 'n antwoord, ander wag dalk vir rigting of vir herstel, maar Pinkster herinner ons daaraan dat God is besig selfs in die wagtyd. En die tyd wat die disippels moes wag, was nie verlore tyd nie. So die tweede ding wat ons
wat ons leer uit hierdie stuk uit wat ons gelees het vandag, is dat wagtyd, 'n tyd van afwagting, verdiep ons afhanklikheid. Die disippels moes leer dat hulle nie sonder God kan funksioneer nie. Jesus het hulle nie onmiddellik uitgestuur nie. Nou, ek meen, hy het vir hulle opdrag gegee, en dan sê hy vir hulle wag. Want bediening sonder Heilige Gees is slegs menslike inspanning. Met ander woorde, as ek enig iemand probeer bedien met God, maar ek doen dit uit myself uit, dan is God nie teenwoordig nie. Ek kan selfs met die beste intensies beweeg, maar sonder Heilige Gees is daar nie krag nie. So ek en jy het Heilige Gees krities nodig, brood nodig. Net so nodig is wat jy jou volgende asem, snak na asem nodig het, so nodig het jy Heilige Gees om God se wil vir jou lewe uit te leef. Johannes 15:5 sê hy, sonder my kan julle niks doen nie. So die wagtyd in die bovertrek het die disippels die volgende geleer. Hulle eie vermoë was nie genoeg nie. Hulle ervaring was nie genoeg nie. En selfs hulle entoesiasme was nie genoeg nie. Want hulle het regtig die Here nodig gehad. En net so het ek en jy ook die Here nodig. Ons dink baie keer, ons het alles wat ons nodig het. Ons kan alles doen wat ons moet doen op ons eie. Maar ons kan nie. Ons het hom nodig. Want kort hierna, dis kort nadat Petrus vir Jesus verloon het. Hy het baie selfvertroue gehad. Voor die kruis was hy vol entoesiasme en selfvertroue. En hy het selfs vir die Here gesê, almal sal aanstoot neem, maar ek sal nooit nie. En ek en jy weet wat het gebeur, Kort daarna het hy Jesus verloon. En God gebruik dikwels wagtye om ons selfafhanklikheid, ons eie wil af te breek. Of ons trots te ontmasker. En dan om ons te rig tot vrywillige afhanklikheid van hom. Dit bly jou keuse. Dit bly jou keuse om die Here te volg. En dis hoekom ek wil die stelling maak en ek wil sê dat ons is nie in 'n passiewe wag nie. Ons is in 'n aktiewe wag. Die mense daar in die bokamer het nie passief gewag vir die Here nie. Hulle het aktief opgewag. 2 Korintiërs 12:9 sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. God gebruik dikwels ons swakste plekke as die plek om te demonstreer dat sy krag die duidelikste sigbaar is. En ons kan dit sien dat wanneer ons in 'n wagtyd is, en ons besef dat wag is aktief, maar nie passief nie, dan kan ons die volgende aksies neem. Ons kan meer bid, ons kan meer intrek by hom. Ons kan toelaat dat ons harte in dieper afhanklikheid van hom lewe en funksioneer. En dan kan ons nader aan hom leef. En ons kan tye van vas en gebed ingaan, tye van waar ons Bybelstudie doen. En dan maak ons wagtyd 'n aktiewe wag, en nie 'n passiewe wag nie. En omdat wag aktief is en nie passief is nie, word wag 'n tyd van voorbereiding. Net soos wat dit vir die disippels 'n tyd van voorbereiding was. En God berei sy mense in verborgenheid voor. Die bovertrek was nie 'n groot publieke openbare gebeurtenis nie. Dit was 'n plek van gebed en 'n plek van eenheid en oorgawe en voorbereiding. En in Handelinge 1:14 staan daar, hulle was almal eengesind en hulle het volhard in gebed. Nou, voordat die vuur op hulle neergedaal het, was daar eers 'n wagtyd. En voordat die skare gekom het, was daar eers gebed. Nou, God se patroon in die skrif is nogals konstant. God gebruik dikwels 'n tyd van verborgenheid, 'n tyd waar hy mens wegsteek, 'n tyd waar dit stiller is, 'n tyd waar jy dalk voel asof jy in 'n woestyn is, of dit voel vir jou asof dit wat jy hom voor vertrou, ontvang jy nie, of jy kry dit nie soos wat jy dit gedink het dit gaan wees of moet wees nie. En ons kan dit sien met Moses wat vir 40 jaar in die woestyn was, of vir Dawid wat gesalf was as koning, en toe moes hy vir jare wag voor hy daai rol kon inneem. Of selfs Josef wat drome ontvang het,
en eers gevangenis geneem is en van vergeet is vir jare. En Jesus wat vir 30 jaar voorberei het en om vir 3 jaar te bedien. God is nie haastig om ons te vorm nie. God het tyd. En ek dink ons moet begin besef dat ons leef nie meer in vandag nie. Ons leef in ewigheid. So die bovertrek leer ons die volgende, dat afwagting wat aktief is krities belangrik. En Heilige Gees bedien in en deur ons. So wanneer Heilige Gees oor jou kom, verander jou rol. Jy is nie meer net iemand in afwagting nie. Jy word 'n getuie. So die volgende punt is dat ons wagtyd lei tot 'n kragtige getuienis. So wagtyd het geëindig toe Heilige Gees op hulle uitgestort het. Die disippels het nie vir altyd gewag nie, en net so gaan ek en jy ook nie altyd wag nie, want die Here sê, geloof sal jou nie beskaam nie. So God het op sy tyd die Heilige Gees op hulle uitgestort en het hulle Heilige Gees ontvang. En in Handelinge 2 vers 1 tot 4 lees ons toe die Gees op hulle uitgestort het vrees verander in vrymoedigheid. En gewone mense was bemagtig. Mense wat gewone take verrig het, mense wat ambagte verrig het, mense wat nie noodwendige opvoeding gehad het nie, is getransformeer en die kerk is gevestig as gevolg van werking van Heilige Gees. En Petrus wat vroeër bang was vir 'n diensmeisie, wat nie eers genoeg guts gehad het om teen 'n dienskneg, 'n diensmeisietjie op te staan nie, het toe voor duisende gestaan en hy het met krag en met waarheid bedien en gepreek. En al wat verander het is Heilige Gees. So ek wil vandag vir julle sê dat al wat in jou lewe nodig is die krag van Heilige Gees. Ja, daar's baie wat jy kan doen en daar's baie wat jy kan bydra. Maar Heilige Gees is die kragtigste mag wat ons op hierdie aarde kan ontvang. En hierdie wagtyd van hulle was nie verniet nie. Hierdie wagtyd het getuies geproduseer. En God is besig om in 'n wagtyd wat jy dalk kan beleef, jou hart voor te berei en jou karakter te vorm en jou eenheid te bou. En hy's besig om disippels gereed te maak om uit te stuur. Nou Handelinge 1:8 wat ons reeds al voorheen gelees het, sê ook, maar julle sal krag ontvang wanneer Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. En dit was Jesus se opdrag aan die disippels. En hulle wagtyd het gelei tot 'n getuienis. So Pinkster herinner ons dat God nie net belangstel in wat ons doen nie. Hy stel regtig belang in wie ons word. En die rede hoekom hy belangstel in wie ons word is omdat hy besig is om ons voor te berei vir die ewigheid. En jou vlees ervaar dalk jou wagtyd as 'n frustrasie. Maar in God se hande word jou wagtyd 'n vorming. In God se hande word jou wagtyd 'n verdieping. In God se hande word jou wagtyd 'n voorbereiding. En in God se hande word jou wagtyd 'n proses van heiligmaking. God berei sy mense dikwels voor in verborgde plekke, voordat hulle in die openbare plekke gebruik kan word. En jou wagtyd mag dalk vir jou stil lyk, maar God is aktief besig om iets in jou te bou wat later sal vrug dra. En dan wil ek afsluit met die volgende, en ek wil sê dat 'n aktiewe, intentionele wag transformeer jou van iemand wat wagtend is na 'n lewende getuie. Ek seën julle met die krag van Heilige Gees. Ek seën julle met die vermoë om sy stem te hoor. En ek seën julle met die genade om in elke dag kragtig van hom af te ontvang.